Goeiemôre geliefdes, kom ons begin hierdie dag met die lees van Psalm 120, 'n bedevaartslied. Ek roep die Here aan in my benoudheid en hy verhoor my. O Here, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong. Wat sal hy jou gee of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong? Skerp pyle van 'n held, saam met gloeiende kole van besembosse? Wee my, dat ek as vreemdeling vertoef in Meseg, dat ek by die tente van Kedar woon. Te lank al woon my siel by die wat vrede haat. Ek is vredelievend, maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Almal van ons ken die baie bekende wandellied. As ek moeg word vir die lewe in die stad, lok my die wandelpad. In die veld pluk ek 'n wandelstaf van die naaste doringboompie af en sing my wandellied en sing my wandellied. Daar is min dinge so uitputtend om daagliks in die valsheid van hierdie ou wêreld te leef. Die valsheid van mense en die wêreld wat God vergeet en leef asof God net nie meer bestaan nie. En as gelowiges probeer elkeen van ons reguit pad te loop. Maar oral hoor jy die verdraaiing van die reg. Beleef jy die gespot oor die waarheid en van die waarheid. Jy hoor die ydelik gebruik van God se naam, die ongehoorsaamheid van die mensdom. En geliefdes, dit maak almal van ons baie moeg. En ons voel met die dagbreek van 'n nuwe dag baie keer soos vreemdelinge in ons land, in ons werksplek, maar selfs ook binne in families. Baie keer voel ons soos mense wat stroom op roei teen 'n sterk stroom water. En dit is presies waar Psalm 120 begin. En dit is die eerste van die pelgrimsliedere. Liedere wat Israel gesing het wanneer hulle op pad was na Jerusalem, na die groot feeste. Maar dit is so opvallend dat hierdie pelgrim begin nie met blydskap nie, hy begin met pyn. Hy sê in benoudheid het ek die Here aangeroep. Die pelgrim gee nie voor dat dit goed gaan nie. En ons as kinders van God hoef nie voor te gee dat alles altyd goed gaan nie. Die Bybel leer ons nie om pyn weg te steek nie, maar om daarmee na hom toe te gaan, net soos hierdie pelgrim. Maar in dieselfde asem sê hy, en hy het my verhoor. Wat 'n geweldige troos om vanmôre te hoor. Hy bid, Here, red my van die valse lippe, van die bedrieglike tong. En geliefdes, die tong is een van die gevaarlikste wapens op aarde. Satan het reeds in Genesis 3 met die woorde gewerk. Leuns breek huwelike. Leuns vernietig verhoudings. Leuns vernietig kerke. Leuns mislei nasies. En die wêreld is vol daarvan. Maar Psalm 120 herinner ons, God hoor die sug van sy kinders. Die pelgrim wil eintlik vra, Here, hoe lank moet ek nog tussen mense woon wat die waarheid haat, wat die reg verdraai? Dan gebruik hy twee name. Wee my, dat ek as vreemdeling in Meseg vertoef, dat ek woon by die tente van Kedar. Meseg en Kedar was plekke wat ver van Jerusalem af was. Simbole in hierdie psalm van goddelose, harde, wêreldse mense. En is dit nie hoe baie kinders van die Here ook vandag voel nie? Jy probeer jou kinders in die waarheid grootmaak, maar die wêreld trek in die teenoorgestelde rigting. Jy probeer so eerlik wees, maar oneerlikheid word baie keer beloon. Ons probeer vrede maak, maar baie mense is uit op 'n beklei pad. Want luister na vers 7. Ek is vredelievend, maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit. En die hart van die gelowige dra vrede, want die evangelie van Jesus Christus bring vrede met God. Maar die wêreld hou nie van daardie vrede nie, weet dit vandag. Die vlees wil oorlog hê teen God. En nou is dit belangrik om iets raak te sien. Psalm 120 eindig nie met 'n oplossing van al ons probleme nie. Die ou leenaars is daar nog, Meseg is ook nog daar, en so ook Kedar. Maar die pelgrim het gebid
En weet jy geliefdes, dit verander alles. Want ons as kinders van God se hoop lê nie daarin, dat die wêreld skielik, vriendelik gaan word nie. Maar ons hoop lê daarin, dat God ons hoor. Ook hierdie kosbare psalm wys na Christus. Want niemand het meer tussen leenaars geleef as ons Here Jesus nie. Valse getuienis en getuies het teen hom opgestaan. Mense het hom bespot. Mense het hom verraai en veroordeel. En tog, volgens 1 Petrus 2, toe hy uitgeskel is, het hy nie terugbeklei nie. Hy het die ware vredemaker geword tussen ons en God, maar ook tussen mens en mens. En deur sy kruis bring hy pelgrims huis toe. Geliefde, miskien voel u ook vanmôre geestelik moeg. Miskien voel jy hoort nie meer in hierdie wêreld nie. Dan sê Psalm 120 vir jou, daardie verlange na iets beter, dis nie noodwendige swakheid nie. Dit is dikwels die merk van 'n pelgrimshart. Onthou dit, die wêreld is nie ons finale tuiste nie. Ons is op pad, soos 'n pelgrim na die hemelse Jerusalem. Daar waar geen leuns meer sal wees nie, geen spottery nie, geen oorlog teen die waarheid nie, net die lam, net die waarheid, net vrede. Daarom moenie moed verloor nie. Roep die Here aan in jou benoudheid, hou vas aan sy woord, leef stil, heilig en getrou. En onthou, die pelgrimspad, ons pelgrimstog eindig nie in Meseg nie. Dit eindig in die stad van God. Daarom, as jy moeg word vir die lewe, sing 'n loflied tot eer van die Here. Hy hoor. Kom ons bid. Here onse God, ons leef so in 'n wêreld vol leuns, vol onrus en geestelike oorlog. Maar ons vra vanmôre, bewaar ons harte. Maak ons getroue pelgrims wat die waarheid liefhet. Ons dankie dat u seun ons Here Jesus Christus ons vredemaker geword het. Hou ons oë gerig op hom. Hou ons oë gerig op die hemelse Jerusalem, totdat ons veilig tuis kom. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.